sy gees oral met jou sal gaan. U kan maar sit. Namens die familie doen ek die volgende bedankings aan Legacy ambulansdienste vir hulle vinnige hulp en wat mamma met soveel deernis versorg het. Dankie aan Nelly wat selfs by die hospitaal aan mamma se sy was waar moontlik. Die mediese personeel by Cosmos Hospitaal wat mamma op hulle hande gedra het en ons met soveel deernis behandel het. Met spesiale dank aan dokters Bank, Hassan, Suster Andrie en Jane en Ayanda. Dankie aan Niels Kokemoer Funeral Home vir hulle ondersteuning met al die reëlings wat hulle namens ons behartig het en dat hulle mamma so mooi hanteer het. Dominee Rita vir Dominee se besoek aan ons, die bemoedigende boodskap en gebed, asook Dominee se bystand met al die reëlings rondom die kerk. Aan almal se omgee en ondersteuning in hierdie hartseer tyd, vir elke oproep, bemoedigende woorde, blomme en gebede. Baie dankie aan elkeen wat vandag saam met ons hier kan wees, asook ingeskakel is by die uitsending, om afskeid te neem van mamma. Kom ons buig die hoofde in gebed. Vader, U is ons Vader van ontferming en ons God van vertroosting. U help ons in elke moeilikheid. U help ons in elke seisoen van ons lewe, in elke tyd, ook hierdie moeilike tyd, die afgelope week, ook hierdie dag, en die dae en maande en jare wat vir ons voorlê, waar ons hierdie hartseer sal beleef. Dankie Here dat U deur die woord en deur die Gees ook met ons praat, dat U vir ons wil help, vir ons wil vertroos, bemoedig, om te kan aangaan met ons lewe, 'n lewe waar Ronel nie meer met ons sal wees nie, maar waar U by ons is, en waar U ook vir ons vir mekaar gee, om mekaar te help, te ondersteun. In die naam van Jesus. Amen. Prediker 3. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeer en 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees
en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Toe ek so gisterand of eergisterand vir Lisel vra om vir my so net so kort opsomming te gee van hoe sy vir Ronel onthou en hoe sy haar gesien het, was die heel eerste ding wat sy genoem het haar sagtheid. Maar voordat sy dit vir my gestuur het, was dit die eerste ding wat ek op neergeskryf het. Ronel se sagtheid. Dis die eerste ding waarin ek dink, waarin ons dink glo ek, as ons aan Ronel dink. 'n klomp ander dinge wat Lisel ook genoem het en wat sommer uit my kennis van haar na vore gekom het, belangstellend, altyd belang gestel in mense, hoe dit gaan, wat jy dink, vrygewig, behulpsaam, altyd ander mense tweede gestel, nooit gekla nie. En miskien het jy heeltemal 'n ander siening van haar, want jy het ander ervarings met haar gehad. Maar dit is soos wat ek haar ook gesien het. Oor al die jare heen wat ek hulle geken het, was dit die dinge wat vir my persoonlik ook uitgestaan het. Prediker 3 sê vir ons as gelowiges, kyk anders na die wêreld. Hy sê, daar is verskillende tye wat ons belewe in die wêreld. Daar is 'n tyd om gebore te word, en daar is 'n tyd om te sterwe. Daar is 'n tyd om te omhels, en dan is daar 'n tyd om weg te bly van omhelsing. Verskillende tye wat ons as mense belewe. Wat prediker doen, is prediker sê nie dit moet so wees nie. Hy sê nie ons moet mekaar haat nie. Hy sê nie ons moet mekaar omhels nie. Hy sê maar dis is wat dit is. Die wêreld is nou maar so. Die wêreld is 'n wêreld van oorlog. 'n Wêreld van omhelsings ook. Die wêreld is 'n wêreld met baie seisoene. Baie dinge wat gebeur op die vasgestelde tyd. Tyd om gebore te word. Hoeveel jaar gelede is hy gebore? Tyd om te sterwe. Ons het dit nou belewe saam met haar ook. Dit moet nie so wees nie. Dit is hoe dit is. En nou sê Prediker 3, 'n mens kan van 'n sekere punt af na hierdie wêreld en sy seisoene kyk. Die eerste punt is 'n gelowige uitkyk. Ons kan op 'n gelowige manier na die mense kyk en na die seisoene wat ons elke dag belewe. Gelowig beteken, ek aanvaar dit wat God vir my gee uit sy hand uit. Ek weet nie altyd hoekom hierdie dinge gebeur nie. Ons weet meermale nie hoekom dit gebeur nie. Maar ons weet, dit kom uit God se hand uit. Die volgende sekond, die volgende minuut, die volgende dag, die volgende maand, die volgende jaar, alles kom uit sy Vaderhand. Gaan lees 'n bietjie Psalm 31 en dan lees jy hoe Dawid gelowig kyk na die tye wat ons belewe. Hy sê daar in Psalm 31 vers 16 en 15, hy sê, my tye is in u hande. En wie die hande van God is die hande wat ons gemaak het. Dit is die hande wat die berge gevorm het, die see gemaak het. Dit is die hande wat ons gemaak het. Sterk hande. Hande wat kan bou, maar dit is ook sagte hande. Hande wat
jou klein voeltjies gemaak het. Dis die hande wat op melaatses gelê is, en dan die melaatses gesond geword, hulle is gereinig. Dit is die hande waarvan ons deel is, waar binne ons geplaas is. Dit is die hande wat vir ons ook genees, wat vir ons veilig maak. Dit is God se hande. Sterk hande, maar ook sagte hande. Ronel was vir soveel jare in God se hand gewees. Sal hy nie ook nou vir haar in sy hande vashou nie? Hy sal, en hy het, Psalm 23 sê, al gaan ek ook deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my, in U hande is ek veilig. Dit is die hande waar binne ons is. God se almagtige hande. Baie mense sal nou vir julle ook sê, baie mense het dit vir my ook gesê, jy sal hier deurkom. En die tyd heel alle wonde. Jy sal sien, na so jaar of wat, sal jy beter wees. Dit sal goed gaan. Jy daar oorgekom, jy sal hier deurkom, man. Alles sal regkom. Jy sal hierdie tyd nog agter jou sit. So sê mense vir ons. Miskien is dit vir jou so. In jou geval kan dit so wees. Maar dit kan ook baie langer neem. En daar is nie so iets nie, broer en suster, dat as jy in die Here glo, dat jy so bo oor die probleme sal gaan. Of dat jy onder deur die probleme sal gaan. Daar is nie so iets nie. Wat daar wel is wat die Here sê daar in Jesaja 43 en in Psalm 23. Jy sal daardeur gaan. Jy sal saam met my daardeur gaan. En die feit dat ek saam met jou sal wees, dit is genoeg. Dit is genoeg om jou vorentoe te vat. Op die tyd, wanneer die Here en jy saam besluit, ons gaan dit nou doen. Maar dit is 'n verhouding met die Here wat ons het. Ons loop die pad saam met hom. Dalk 'n jaar, dalk 2 jaar, dalk 3 jaar, voor dit begin beter gaan. Maar dalk voel dit nie eers beter nie. Maar dit maak nie saak nie. Al wat saak maak, is dat jy in die Here se hand is. En dit is genoeg. En daarom doen ons wat Psalm 31 sê. En ons doen dit met mekaar ook. Dawid sê, ek stel myself in die Here se hand. Eintlik sê hy hierso, ek plaas myself in God se hand. Want God se hand is goed. God se hand is sterk genoeg. Dit wat met julle gebeur het, Jan. Dis die ergste seer, dink ek. Ook 'n ouer, 'n kind, 'n ma en haar dogter. Die ergste, die seerste seer wat julle oorgekom het. Maar die Here is daar. Hy is by julle. Julle fondamente is geskit. Julle weet wat 'n wonderlike, lieftallige mens Ronel was. En dis nie 'n klise nie. Dit is hoe julle haar geken het. So ons is geskit. Iemand het eendag gesê, 'n vriend van jou, of 'n ma van jou, of 'n vrou van jou, wat doodgaan, dan maak jy die wêreld soveel armer. Dit beteken, hy sê in Engels, it diminishes me, dit maak my minder mens. Dit is vir ons 'n verlies.
Filippense 1 vers 20 sê, vers 19 en 20, ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar dan sê hy die volgende woorde, in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. In julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Ronel is veilig. Ons hoef nie oor haar bekommerd te wees nie. Maar ons het haar nodig. Ons het haar nodig gehad. En nou is sy weg. Weg om saam met die Here te wees. Die ergste skeiding. Daarom my oproep aan julle. Jan, Lisel, Adel, die ergste. En daarom moet dit nie alleen probeer doen. Dit is nie nodig nie, dit is nie reg nie. So die eerste ding wat ek vir julle wou noem is, ons as gelowiges kyk anders na die wêreld. Ons kyk anders na die tye. Die wêreld, die ongelowige mense, hulle kyk nie so nie. Hulle sê maar laat maar God se water oor God se akker loop. Dis nie vir ons regtig van belang nie. Ons kyk anders. Dit is die eerste punt. Ons sê my tye is in u hand. Ons sê nie net nie, ons bid, sê Dawid hier. My tye is in u hande. So hierdie verskillende tye gaan ek nie so tegemoet bekleierig nie. Hierdie tye gaan ek tegemoet met hande wat in mekaar gevou is. Dit is hoe. Die tweede ding is, die lewe is onseker. Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. 2 weke gelede het ons nie geweet of vermoed dat ons vandag hier gaan sit nie. Ons het nie geweet nie. Die lewe is onseker. En daarom wees goed vir mekaar. Paulus skryf in een van sy briewe, hy sê, solank as wat ons nog die geleentheid het, solank die kans daar is, moet ons aan mekaar goed doen. En veral die medegelowiges. En ek wil dit baie nou trek hier uit hierdie vers. Hy sê, wees goed vir mekaar, veral aan jou man en vrou, en jou ouer en jou kind. Die mense wat naby jou is, wees goed vir hulle. Oor 2 weke is daar nie meer 'n kans om dit te doen. My grootste hartseer was, toe ek besef, daar sekere dinge wat ek nie meer kon doen nie. My grootste spyt was, dat dit te laat was, dat ek te lank gewag het, om dit uiteindelik te doen. Wees lief vir mekaar, solank as wat jy nog die kans het. Moenie alleen hierdeur gaan nie. Prediker 4 sê die volgende, en julle ken hierdie verse ook, dink ek. 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. As 2 langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is warm word? Een alleen kan oorweldig word. 2 saam kan weerstand bied. 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Moenie alleen hierdeur gaan nie. Gaan sit by hom. Bel vir Jan. Bid vir Lisel. Bid vir Theo. Dink aan hulle. Gaan kuier net en
en gaan sit daar. Sê niks. Sê verkieslik. Niks nie. Maar ook belangrik. Jy is ook hartseer. Laat ander mense ook toe om jou te bemoedig, om vir jou te help, om vir jou op te tel en dalk te help, dalk te lei, om vorentoe te kan gaan. Geliefdes, mag ons almal gelowig kyk na die tye en ook na hierdie tyd. Kom ons rig ons eie oë en die oë van ons medemens na hierdie moeilike tyd waarin ons is. Mag ons ook goed wees vir mekaar, mag ons met sagte oë na mekaar kyk. Mag ons almal mekaar ophelp wanneer ons val, met sagte woorde, met sagte oë. Amen. Ons Vader in die hemel, dankie vir u goedheid, u liefde wat alles oorwin. Dankie dat ons nie alleen deur hierdie moeilike tyd hoef te gaan nie. 3-dubbele tou breek nie maklik nie. En daarom weet ons Jan, en die kinders en die kleinkinders, en elkeen van ons sal ook nie breek nie. Ons sal swaar kry, Here, ons weet dit. Ons sal omval. Maar ons sal nie bly lê nie, want ons stel mekaar op. Here, wees met Jan, Lisel, Theo, Sandra, Johanne, Adele en Wiekes, Christian, Lemay, elke familielid, elke vriend, elke oud kollega. En troos ons asseblief, o Here, met die troos in Christus. In die naam van Jesus alleen. Amen. Ons staan vir die slotlied, die oorwinningslied. Sien in my gees
Die seën sal uitgespreek word daar by die kuslater. Ons vra net dat julle plekke weer sal inneem om saam te luister na die lied wat gespeel word. Kom ons sit. I know your life on earth was troubled, but only you could know the pain. You weren't afraid to face the devil. You were no stranger to the race. So go rest high on that mountain, 'cause on your work on earth is done. Then go to heaven and shout it. Love for the Father
doen met dit is. Jy net geleentheid dat David in myself vooruit sal beweeg en daarna sal jy volg vir die laaste woord en die seën. Ons staan.